laasweek het ek gesê ons begin met die brief of die boek van Efesiërs wat Paulus vir ons geskryf het. So ek gaan nou nie in detail ingaan hoekom Paulus en wanneer hy die brief geskryf het en waar hy die brief geskryf het nie. Ek dink ons almal weet Paulus het hom geskryf vir die kerk in Efese. Maar ek wil julle net weer herinner wat Johannes Calvin vir ons gesê het rakende hierdie baie belangrike brief en hierdie baie ryk brief. Hy sê, this letter, dis nou Johannes Calvin, en ek is geneig om saam met hom te stem so. Hy sê, this letter is the richest in all the New Testament. It contains a profound summary of Christian doctrine presented with power and clarity unmatched elsewhere. Kan julle my so titseltjies agter sit asseblief, anders te gaan ek julle oor drome bars. So Johannes Calvin sê hierdie brief, hierdie 6 hoofstukke is van die rykste wat daar is in die Nuwe Testament en daar's 3 temas wat Paulus op hamer en ons gaan nou daai 3 temas oopbreek en ons gaan dieper ingaan, maar hy het 3 goeders wat hy primêr vir ons leer in hierdie 6 hoofstukke. Hy leer vir ons wat ons identiteit is, waar ons sit, wat ons regte is, wat ons voorregte is. Hy leer vir ons hoe om as 'n Christen en as 'n kind van die Here waardig te loop voor mense, waardig ons roeping uit te leef hier op aarde. En dan sluit hy hierdie brief af met die roepe waar hy vir die mense sê, ouens, julle moet besef wat julle autoriteit is. Hy sê, hy roep ons om te staan teen die aanvalle van die vyand. So dit is 'n baie diep en dit is 'n baie ryk boek wat vir ons baie leer. En ongelukkig is hier baie van die temas en die onderwerpe wat hy hier gaan aanraak, wat ek net vir julle gaan lees, wat jou gaan challenge en jou manier van dink en die manier van hoe jy jou hele lewe lank al leef gaan moet verander. Nou ek het 2 stories wat ek vinnig vir julle wil vertel, rakende waaroor ek vanoggend wil praat. Nou net so vinnig, Paulus begin die brief in hoofstuk 1 met die belangrikste van alles en die ding wat ons die meeste mee sukkel en dit is die konsep van my identiteit, wie ek is en wie ek is in Christus. Nou die aand raak ek 2 uur in die oggend wakker, nat gesweet, gestres, want ek het sopas matriek gedryf. Ek het 'n nagmerrie gehad, en ek word wakker en ek is nat gesweet en ek het hierdie groot, ek weet nie wat nie, doodse stres oor my. Ek het sopas matriek gedryf, nou gaan ek nie matriek kan klaarmaak nie, wat gaan van my lewe word, ek gaan 'n failure wees. En toe soos in 30 sekondes later, toe kom ek agter, so 'n bietjie, ek het baie lank terug is ek deur matriek gewees, ek het dit gemaak, ek is okay, dit was net 'n nagmerrie. Maar dit is die probleem waar meeste van ons mee sit. Ons het hierdie oomblikke van stres, nagmerrie tye, waar ons baie keer besef, maar het ek dit gemaak? Gaan ek dit maak? Is ek regtig okay? Gaan ek 'n sukses wees vir my lewe? Gaan ek dit actually maak? En dit is wat Paulus kom aanspreek hier. So hy spreek ons identiteit aan, sodat ons nie 2 uur in die oggend moet wakker word en stres en wonder of ek matriek 20 jaar terug deurgekom het nie. Sodat ons kan weet wie en wat ons is. En die tweede storie sluit so mooi aan en dit het nou gister gebeur met ons onder 9B hokkiespannetjie. En ons is so geneig om te doen wat die 2 meisietjies gedoen het op die veld. En ek het so gelag terwyl hulle dit gedoen het en die coach van die ander span vra, wat doen hulle? Ek weet nie waar hulle nou aan dit gekom nie. Maar wat hulle doen is, hulle het teruggeval op ietsie wat hulle geoefen het, by die oefening, wat hulle weet hulle kan reg doen, wat totaal en al verkeerd is in die wedstryd. En hulle het dit 'n paar keer gedoen en ek besef net daar, in tye wanneer dit moeilik is ons geneig om terug te val na iets toe wat nie die waarheid is nie, iets wat 'n leuen is. In tye wanneer dit moeilik gaan, in tye wanneer daar druk op ons is ons geneig om terug te gaan na 'n verslawing toe.
Want 'n verslawing is iets wat ons lekker laat voel vir 'n rukkie. 'n Verslawing is iets wat ons sekuriteit gee vir 'n rukkie. Ons is geneig om terug te hardloop na die verkeerde ding toe wat ek my hele lewe lank geglo het, want dit gee vir my sekuriteit vir 'n rukkie. En dan wanneer die druk weer weg is, kom jy agter, maar ek het nou alles verkeerd gedoen en my lewe is eintlik nou slegter af as wat dit is. Ons het nie die game verloor nie, maar ons sal môre met hulle moet praat dat hulle verstaan wanneer daar druk is, moet hulle nie daai doen nie. So Paulus kom en hy gee vir ons daai raad om ons identiteit te besef. Dis 13 verse, 11 verse wat ek vandag met julle gaan deel. En hy begin in vers 3, hoofstuk 1, en hy sê, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Hy begin hierdie met 'n prys, met 'n gebed. En hy sê net, amazing is God. God is so goed. Jesus Christus is so goed. En dit is goed dat ons altyd Jesus Christus die eer gee. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. Ek gaan nou dit oopbreek en sê wat elkeen van hierdie stellings wat hy maak beteken. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde vir hom sou wees, nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goedgedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. En dan kom hierdie baie belangrike stelling. In hom het ons die bevryding deur sy bloed. Die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy en die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tyd te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge hier op aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, baie belangrike stelling, voortbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil gebeur, sodat ons van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. En dan sluit hy af met die volgende. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis om ons los te koop as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. En dan eindig hy net weer af tot lof van sy heerlikheid. Baie swaar stuk. Paulus sê baie dinge hierso. Hy sê baie belangrike dinge. Hy praat van ons wat tot redding gekom het. Ons wat sit saam met Christus in heerlike plekke. Ons wat Christus en God se erfgename is. Ons wat verseël is met die Heilige Gees. Hy sê dit is die waarheid. Ons is veronderstel om dit te leef, maar ons sukkel daarmee. Want wat gebeur? Die vyand is so lief om te kom en hierdie baie belangrike paar verse te kom vat en te kom verdraai. Deur om my wakker te maak 2 uur in die oggend en vir my te sê ek het matriek gedryf. En dan stres ek daaroor 20 jaar later. Die vyand is so geneig om ons identiteit te kom verdraai en te sê, maar is jy werklik verseël met die Heilige Gees, want jy het hierdie week nie A, B, C, D gedoen nie. So kom ons breek hierdie net op en kom ons vat hom so stukkie vir stukkie deur, dat ons net mooi verstaan wat Paulus alles bedoel hierso. Hy begin in vers 3 tot 6 en hy sê, ons is gekies in Christus se liefde. Hy sê 4 goeders. Hy sê, ons is geseën
met elke geestelike seëning. Dit is gedoen, dit is 'n done deal. Ons is geseën met elke geestelike seëning. Dan gaan hy aan, dan sê hy, ons is uitgekies voor die grondlegging van die wêreld. Voordat hy die aarde gemaak het, het hy jou naam op sy gedagtes gehad. Hy het jou naam oor sy lippe gehad. Hy het oor jou gedroom en hy het gesê, ek het so baie mooi dinge vir jou, geestelike seëninge, elke geestelike seëninge, maar jy moet dit kies. Dis nou die enigste catch hierso. Ons moet Jesus kies, sodat al hierdie kan waar word. Maar die oomblik wat jy Jesus gekies het, is hierdie alles deel van die hele pakket. Dan sê hy het ons gekies om heilig en foutloos te wees. Wow. Heilig beteken anders as die wêreld. Set apart. Hy het ons gekies om soos hy te kan wees, foutloos te wees. Al maak ons foute in 'n gebroke wêreld, het hy ons uitgekies om foutloos en heilig te wees. En dan die mooi ene, sê hy het ons aangeneem om sy kinders te wees. Besef jy, die oomblik toe jy jou hart en lewe vir Jesus Christus gegee het jy God se kind geword. Laat dit insink vir 'n oomblik. Jy het God, skepper van hemel en aarde, wat gesê het, laat daar wees en toe's alles hier. Daai kragtige God. Jy Jesus Christus aangeneem het jy sy kind geword. Daai kindskap is sterker as enige leuen van die vyand. Besef jy dit? Daai kindskap gee vir jou elke geestelike seëning. Hy sê vir jou dat hy het my uitgekies voor die grondlegging van die wêreld en hy het my heilig gemaak op daai oomblik. Weet jy wat se voorreg het jy en wat se autoriteit het jy om 'n kind van die Here Jesus Christus en God die Vader genoem te word. Dan gaan hy aan, dan sê hy in vers 7 tot 10, ons is vrygemaak deur Jesus se bloed. Dis ook so belangrik om dit te weet. Hy sê in vers 7 tot 8, in hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Die klem lê in hom het ons die bevryding deur sy bloed. Wat beteken dit om vry te wees? Wie kan vir my sê? Kriek. Wat sê jy? Om vrede te wees. Om vry te wees beteken jy's werklik vry. Om vry te wees beteken nie dat daar 1, 2, 3, 4, 5 goeders nog teen jou is nie. Om vry te wees beteken jy's werklik vry. Of ek sou sê onbeperk. Onbeperk, jy sê baie mooi. Om onbeperkte vryheid te hê. Maar ons is so geneig om hierdie te lees en te sê, lees, maar dit is goeie nuus. Johannes sê in die evangelie, sê hy, as die Seun jou vrygemaak het, is jy werklik vry. Ons is vry van die vloek van die sonde, ons is vry van elke liewe las, wat die wet op ons gesit het, wat ons nie kan onderhou nie, ons is vry, want ons is God se kinders. En dan is ons geneig om terug te gaan en te sê, maar ek wil 1, 2, 3, 4 doen. Want hierdie is dan so goeie nuus. En goeie nuus wat so goed is beteken, dit kan nie die waarheid wees nie. Want waar in ons wêreld kry ek iets verniet en ek hoef nie te werk daarvoor nie. So ek moet iets doen. En Paulus kom net hierso en hy sê, jy is vry. Jy is vry van die las, jy is vry van die juk, jy is vry van die vloek. So jy wat sukkel met iets, weet dat daai iets wat jy mee sukkel, is nie jou baas nie. Jy laat daai wat jy mee sukkel toe,
Maar Jesus Christus het klaar die weg gemaak om jou vry te maak. En dan praat hy van die geheimenis van God se wil wat geopenbaar is. En wat is daai God se wil, die geheimenis van God se wil? Dit is die plan van redding wat God vir ons gehad het in Jesus Christus. God se wil was dat ons almal gered sal wees in Jesus Christus. Dan gaan hy aan, en die tweede laaste ding wat Paulus hierso sê in die eerste stuk is, hy sê, ons is as erfgename uitverkies. As erfgename uitverkies. Wat beteken dit? Dit verwys na die geestelike erfenis wat gelowiges deur Christus ontvang. Dit sluit in die ewige lewe, aanneming in God se familie en die seëninge om deel van sy koninkryk te wees. En onthou net altyd, ons ontvang hierdie erfporsie nie deur werke nie, maar alleen deur genade. Ons kan nie werk vir ons redding nie, dis 'n geskenk wat God vir ons gegee het, dis sy wil dat ons almal gered moet word, hy gee dit vir ons verniet, ons moet dit kies, ons moet dit vat, maar dan is ons deel van die familie. Dit herinner my so aan daai gelykenis van die verlore seun, waar die vader, wat God in daai storie is, op die einde, vir die oudste seun, wat dit heeltemal gemis het, oor die erfporsie sê, seun, jy was nog altyd by my, en alles wat ek het, is joune. Die oomblik wat ons hart en lewe Jesus Christus gee, kom God die Vader, en hy sê, ek is met jou, en alles wat ek het, is joune. Bevryding, vryheid, liefde, genade, verhouding, alles wat ek het, is joune. Jy hoef nie deur hierdie lewe te gaan en te worry of jy matriek deurgekom het, 20 jaar nadat jy dit deurgekom het nie. Jy hoef nie te sukkel met enige verslawing nie. Jy hoef nie te sukkel met enige iets wat jou aftrek nie. God het jou klaar vrygemaak. Ongelukkig kom die wêreld en die wêreld bring die heeltyd goedjies na die tafel toe. En ons Christene is so lief om daai goedjies wat na die tafel toe te kom vashou meer as die vryheid wat ons het in Christus. Kom ons los daai goeders. En ek wil nie eers meer voorbeelde gebruik nie. Julle almal weet hoe ek voel oor hierdie ouens wat die valsheid na die tafel toe bring. Kom ons los daai goeders en kyk na Jesus Christus wat ons vrygemaak het en sê vir God die Vader wat nou my pa is, dankie dat hy vir my alles gegee het. En dan eenvoudig sluit hy hierdie af en hy sê in vers 13 en 14, ons is nou verseël met die Heilige Gees. Is daarom mooi? Ons is verseël, toegemaak, weggesteek, wat ook al, met die Heilige Gees. En hy sê in vers 14 en ek eindig hiermee, hy sê die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid. Ons is verseël met die Heilige Gees. Hy het ons toegemaak. Ons is nou eenkant gesit. Ons is nie meer deel van hierdie lewe nie, van hierdie wêreld nie. Ons is nou deel van 'n koninkryk. Koninkryk van sy liefde, koninkryk van sy genade, 'n koninkryk van sy mag en sy autoriteit. En Paulus skryf hierdie, en hy begin hierdie brief, en hy sê, ouens, asseblief snap hierdie. Want as julle hierdie snap, as julle hierdie kan reglewe, dan gaan die res wat volg, die ander 5 hoofstukke, 5,5 hoofstukke, wat volg, gaan maklik wees. Want jy gaan weet, jy is werklik vry. Ek sluit af met hierdie stelling. Deur ons identiteit in Christus te erken, bemagtig dit ons om ons doel te ontdek en te omhels. Dit help ons ook om die lewe se uitdagings te oorkom, omdat ons nou God se geliefde kinders is. Jesus het gesê, in hierdie lewe gaan dit nie maklik wees nie. En ons beleef dit elke dag.
Dit is nie maklik nie. Maar omdat ons sy kinders het hy vir ons die autoriteit gegee, hy het vir ons die geskenk gegee, hy het vir ons die ability gegee om in die storms en in die waters van hierdie lewe deur te kan kom, omdat ons weet wie ons is in Christus. My gebed, my pleitgebed aan jou is, hou aan Jesus Christus vas, aan niemand anders nie. Hou aan Jesus Christus vas, aan niks anders nie. Hou op om die gimmicks van die lewe na te jaag en soek Jesus Christus. Want ons, as sy kinders, God se kinders, sit in hemelse plekke saam met ons. Dit is ons posisie. Hierdie lewe het ons nie gewen nie. Ons het hierdie lewe gewen. Amen. Here Jesus Christus, dankie dat U vir ons elke geestelike gawe gegee het. O die Vader, baie dankie dat U gedroom het oor ons lewe. En Here, dankie dat U wat ons naam op U lippe was en dat U ons uitgekies het nog voordat tyd bestaan het om U kinders te wees. Here, help ons net om daai keuse te maak om U te aanvaar, nommer 1, en help ons om in die waarheid van ons identiteit in Christus te leef. Die Heilige Gees help ons is nou verseël deur U. Help ons om die gimmicks van die lewe mis te kyk. Maar help ons om ons fokus op Jesus Christus, die hoof van die kerk, die een wat alles bymekaar bring, te sit en te hou, want in hom is daar oorwinning, in hom is daar bevryding, in hom is daar vryheid, liefde en genade. Help ons daarmee. Here, seën ons gemeente, seën elke persoon wat betrokke is in hierdie gemeente om die werk van die evangelie te voort te sit. Here, seën hierdie dorp, en my gebed bly dat elke knie sal buig en sal met hulle monde en met hulle harte glo, sê dat U die Christus is. Mag hierdie dorp gered word. En help ons